Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Mag kind van die Here sê, dit gaan nie met my goed nie. Mag ons erken as ons in rowwe stormagtige tye in die lewe kom, dat dit vir ons te veel raak. Dat ons regtig gedaan is. Of is dit dalk 'n teken van swak geloof? Is dit dalk 'n teken dat jou verhouding met die Here nie goed is nie? Is dit dalk 'n teken dat jy nie by die Here jou krag kry of by die Here gaan skuil nie? Mag 'n kind van die Here ervaar, dit gaan nie goed nie en dit erken. Ek dink ons almal worstel partykeer met hierdie ding, waar ons so al vir mekaar sê, jong, 'n kind van die Here moet die vrede beleef wat die Here gee, ons moet God se krag beleef, ons moet ervaar dat die Here vir ons optel en veilig hou, en dan kry almal van ons tye, waar die lewe vir ons net rof raak, waar die vrae net baie meer is as die antwoorde wat ons het, waar ek so bietjie sukkel met die swart kant, die donker kant van die lewe. Kan ek vir julle 'n vers lees, 'n vers uit Psalm 6 uit, Psalm 6 vers 4, en dis Dawid wat skryf, hy sê, ek is heeltemal gedaan. Hoe lank nog, Here, voordat U uitkoms gee? Dawid, 'n man na God se hart, kom en sê, Here, ek is gedaan, ek is op. Ek kan amper nie meer nie as ons dit nou sommer 'n bietjie verder kan vat. So dit lyk tog vir my of ons dit mag sê, dat die Here dit nie teen ons hou nie. So wat gebeur in die tye wat die lewe vir ons net te rof raak? Wat moet ons onthou in die donker tye van my lewe? En ek dink daar is 3 goedes. Die eerste ding is, ons moet eerlik raak oor wat deur ons gaan. Ons moet eerlik raak oor ons mens wees. Ons moet eerlik raak oor tye wat ons net gedaan en moeg is. Want die oomblik as ons dit vermy, die oomblik as ons 'n masker opsit en sê, ag, dit gaan net altyd goed, dan hanteer ons nie die donker tye nie. So die eerste ding is, erken maar dat daar tye is wat vir jou net te rof is. Die tweede ding wat ons moet onthou is, ons moet onthou wie ons is. En ek praat nou van ons wat kinders van die Here is. Ons moet onthou dat ons is wedergebore kinders van God, ons Pa is die koning. So ja, ons erken waar ons is. Ons erken as dit met ons sleg gaan, maar ons onthou ook dat ons meer as oorwinnaars is, want ons wil nie bly waar ons is nie. Ons wil ook kan opstaan vanuit hierdie gevoel van donker, moeg, gedaan wees. Daar's 'n spreekwoord wat sê, al kry jy tye waar jy 7 keer val, jy moet net 8 keer kan opstaan. Sodat ons kan sê, ja, dit gaan nie met my goed nie, maar ek is 'n kind van die lewende God. Ek is 'n oorwinnaar en in sy krag sal ek weer opstaan. En dit bring ons by die derde ding. Ons moet onthou wie God is. In hierdie tye van donkerte, my gemoed is sommer swaar, kan ons baie keer vergeet wie God is, en dit voel of hy ver is, en dit voel of hy hom nie steur aan ons nie, en dit voel of hy sy rug op ons gedraai het, maar as ons onthou wie hy is, sal ons weet, hy's altyd 'n by my God, hy's altyd Immanuel, hy's altyd 'n optel God, hy's altyd 'n God wat saam met my deur die diepste druwe gaan. Onthou waar jy is, onthou wie jy is, onthou wie God is. Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.